We come before your throne to worship and adore. Worthy is the Lamb. Amen. Robed in majesty, our servant and our King, behold the great I am. Amen. Solid Deo Gloria, all glory to God alone. All Gloria. The hope of every heart, love is here with us, desire of the nations. Amen. Amen. Soli Deo Gloria.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou vandag kan saam wees op hierdie besondere dag. Ons verlange is dat U ons harte aan die brand sal steek met U heilige teenwoordigheid, U roepstem, asook die lieflike roeping wat op elke wedergebore Christen se lewe rus. Oor en oor het ons mekaar gesê, U het ons geroep tot heiligmaking. Vader, nou bid ek dat U ons nie net sal roep en ons ore oop sal maak sodat ons U roepstem sal hoor nie, maar dat U ons sal uitstuur en dat ons gemeente die dringendheid van hierdie stuur nie net sal hoor nie, maar op sal reageer. Dankie vir U woord, dankie vir U lewe en dankie vir U gees van waarheid. Mag dit in ons harte brand vandag in Jesus se naam. Amen. So broers en susters, dis vandag Pinkster, Shavuot in Hebreëus. En dit is 'n wonderlike geleentheid deur alle tye heen. Nou, wat kenmerkend is as jy jou Bybel goed ken, is dat dit ons kan help op ons reis van heiligmaking en oor ons tema om dit 'n bietjie te bedink wat op die Pinksterdag gebeur het. So miskien sal jy, as jy nou vinnig dink, wat het op die Pinksterdag gebeur, dan sou jy kan recall, daar was 120 in die bokkamer. Hulle het gewag na wat ons nou verlede donderdag oor gepraat het, na die hemelvaart. Net voor Jesus opgevaar het, Lukas 24, het hy gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat die belofte van bo afkom en julle met krag vervul. So dis wat hulle nou doen, vir daardie klomp dae sit hulle nou in Jerusalem biddend, afhanklik, wagtend. En skielik het die vertrek waarin hulle is gebewe, geskud. En tonges van vuur het op hulle kom rus. En wat weet ons dat daar nie iets weird of vreemd plaasgevind het nie, maar dat hulle in verskillende hoorbare, verstaanbare, dialektiese tale begin praat het, wat die mense wat in Jerusalem was, wat gekom het om te kom aanbid in die tyd van Shavuot, die fees van Pinkstertyd, wat daar was in aanbidding en opdrag van God, skielik hoor hulle die evangelie van die redding, die evangelie van die koninkryk van God in hulle eie tale. Hoe kosbaar is dit? Nou, wat is so lieflik van hierdie storie? Ek dink wat vir ons vreemd is, of dalk lieflik is dat God se teenwoordigheid uit hemelse plekke uitkom soos 'n vuur, en dat kenmerkend iets geskryf word in Handelinge, en dit is dat tonge van vuur op bo die hoofde van hierdie disippels was, hierdie mense wat in die bokkamer was. Maar as ons nou eerlik hieroor sal dink, sal jy besef, dis nie die eerste keer in die Bybel waar bonatuurlike vuur waargeneem word, of die teenwoordigheid van God of sy krag geopenbaar word deur vuur nie. Nou die teksgedeeltes wat julle nou net gelees het, sou julle al klaar een en een bymekaar kan sit, dat daar 'n klomp helder teksgedeeltes in die Ou Testament is wat getuig van die vuur van God. So voor ek hulle net vir jou noem, wil ek net vir jou sê dat die vuur van God 'n kragtende simbool is wat ons moet verstaan op ons reis van heiligmaking. Neem byvoorbeeld 'n teks soos Hebreërs 12 vers 29 wat getuig en sê God is 'n verterende vuur. So dit is 'n karaktereienskap of 'n waarheid wat aan God gekoppel word. Hy is 'n verterende vuur. Maar as ons nou deur die Bybel gaan blaai, dan kan ons sien dat vuur simboliseer iets van hierdie lieflikheid van wie God is. Want keer op wanneer vuur tevoorskyn kom in die Bybel, soos in Shavuot, Pinkstertyd, die tonge op die disippels se kop, is daar 'n simboliese, lieflike karakter verstaan van vuur. Dit simboliseer God se heiligheid. Dit simboliseer God se krag. Dit simboliseer God se suiwerheid. Dit simboliseer God se oordeel. En dit simboliseer ook God se teenwoordigheid. Nou dink gou vir 'n oomblik na aan die teksgedeeltes en die voorbeelde wat julle na gekyk het. Ons het onder andere daar gesien, die eerste een is die brandende bos waar Moses skielik sy aandag getrek is deur 'n vuur.
'n verterende vuur wat 'n bos brand, maar hy verteer nie die vuur nie. Nee. So wat daar gebeur in Exodus is dat Moses kom staan dan eintlik op heilige grond en die vuur daar by die brandende bos is die teenwoordigheid van God se roepstem, sy heiligheid wat uiteindelik ook vir Moses sê, gaan dan heen en reageer wanneer ek met jou spreek. Dis 'n pragtige getuienis van die vuur van God in Moses se lewe in die Ou Testament. So sal jy kan aangaan en besef, nadat hulle uit Egipte uit ontsnap het, kry ons skielik ook die vuurkolom in die woestyn. Ons kry hom soos hulle uittrek, en hierdie vuurkolom in die woestyn is die leiding en die beskerming, teenwoordigheid van 'n heilige God vir Israel. En wat hulle daardeur verstaan het deur hierdie vuur en hierdie vuurkolom is dat ons kan vertrou op God se leiding. Hy is wat hy is en hy sal ons ook in donker tye sal hy ons help. Hy is, soos Jesus dan later in Johannes sê, ek is 'n lig vir die wêreld. God se vuur help ons hierson. Dink byvoorbeeld aan Moses op die berg van Sinaï. Nou as jy die teksgedeeltes gelees het, sou jy sien dat die vuur daar openbaar die heerlikheid en die vreesaanjaendheid van God. So dat dit het gebewe en het gerook en het geskit en die vuur van God was daar teenwoordig. Met ander woorde, wanneer ons met 'n heilige God te doen het en met sy vuur, kom daar nog 'n element vir ons na vore. En dit is, wanneer jy met God werk, moet jy besef, hy is heilig, hy is vol krag omhewe, hy is met ontzag en eerbied gevul. En dis hoe ons moet wees wanneer ons ook tot hom nader. Wat van die storie van Elia en die Baal-profete en konings, nee? Waar die Baal-profete probeer het om uit hulle afgod Baal 'n vuur uit die hemel uit te roep. Ken jy die storie? Nie gewerk nie. Maar wat doen Elia? Hy roep die teenwoordigheid van God uit die hemel uit. En hoe kom dit neer? Uit die hemelse plekke uit kom hierdie vuur. En wat vir my so kosbaar is dat deur hierdie vuur met Elia kom God en sê hy vir die wêreld en die Baal-aanbidders, ek, 'n vurige God, 'n heilige God, is die een wat waarheid is. So God kom bevestig in waarheid wie hy is deur hierdie vuur. Dit is helder en duidelik vir ons in daardie storie. Kom jy by die Kabar rivier in Babylonië tydens die ballingskap, kom 'n profeet met die naam van Jesegiel, hy sit daar by die Kabar rivier en God wys vir hom 'n visioen. En in hierdie visioen sien hy God se teenwoordigheid, maar wanneer dit gewys word dit gewys met stralende heerlikheid en met vuur. En wat hy eintlik daar probeer beklemtoon is absoluut die heiligheid en die heerlikheid en die majesteit van God. Met ander woorde, God is nie net 'n ou vuurhoutjie wat aangesteek word nie. Wanneer ons nou in Shavuot, waarby ek vandag wil uitkom, te doen het, soos Hebreërs 12 sê, God is 'n verterende vuur, het ons daai dag met die 120 in die bokkamer iets baie spesiaal. Want nou kom God se vuur, wat ek so pas vir jou opgenoem het uit die Ou Testament uit, en dit kom vul nou sy mense, dit maak hulle vol. En daardie vuur is nou al die eienskappe van God wat ek genoem het. Hy bring nou sy lewe, sy karakter, sy waarheid, sy integriteit, sy ontzag, sy majesteit, sy heerlikheid, sy oordeele, alles, werk hy nou met daardie verterende vuur uit en kom rus dit bo op die kinders van God wat daar wagtend was. Net soos wat die vuur ook op die allerheiligste kom rus het in die Shekhinah, die helder lig van God se teenwoordigheid op die allerheiligste by die tempel. Maar daar is nou 'n verandering. Die Bybel leer vir ons dat deur wederbaring, deur wedergeboorte, is ons nou 'n tempel van die Heilige Gees. En dit is glad nie vreemd dat dieselfde Ou Testamentiese vuur wat 'n tipe en 'n shadow is, uiteindelik uitspeel in die volheid, waar daar die teenwoordigheid van 'n heilige, ontzagwekkende, lieflike, oordelende, waarheid en geheiligde God nou kom rus met sy karakter op die tempels, wat nou die mens is, vol van die Heilige Gees. En nou, wat daar gebeur by Shavuot, is dat God eintlik sê, nou kan julle begin wandel in 'n nuwe krag,
met nuwe lewe. Dis eintlik 'n nuwe begin, want God is 'n verterende vuur, 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe. Hier wil ek gou 'n paar dinge aanhaak en dan klaarmaak. Donderdag, toe ek die hemelvaart boodskap uitgestuur het, het ek gesê dat in Lukas 24, nadat die Here Jesus opgestaan het, dat hy vir 40 dae vertoef. En in daardie tyd leer hy en bevestig hy alles wat hy voorheen in 3 jaar aan sy kinders en aan sy disippels gesê het. En onder andere een van die dinge wat hy daar beklemtoon, moet jy hoor in aanduiding van alles wat ek sopas gesê het. Hy het vir hulle gesê, hy het met hulle gespreek, sê Handelinge 1 vers 3, oor die dinge wat slegs verband hou met die nuwe lewe of die koninkryk van God. Met ander woorde, wanneer daar die vuur van God nou kom rus op die tempels van die Heilige Gees, die apostels en ook op ons gemeente en op jou as broer en suster, raak ons getuienisse, kragdadige getuienisse, vurige getuienisse van die koninkryk van God. Nou moet jy iets mooi verstaan. Ek kan nie 'n getuienis wees van die koninkryk van God en terselfdertyd 'n ambassadeur of 'n gesant wil wees vir die koninkryk van die wêreld nie. Jy het gesterf nou vir die koninkryk wat uitgewerk word in die wêreld, want Efesiërs 2 sê vir ons, die een wat in beheer is in daardie koninkryk is die owerste van die mag van die lig, wat werk nog steeds in die kinders van ongehoorsaamheid. So hy werk nog hierdie verlange vir vleeslike dinge, 'n verlange vir sonde, werk daardie wêreldse koninkryke ons uit. Maar wanneer ek nou 'n gesant is, 'n ambassadeur, nuut gekoop, skoon gewas, sagte hartsoorplanting van die Here gekry, gevul met die vuur van God uit hemelse plekke, is ek nou 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Dit beteken ek is nou on fire. Letterlik. Ek is on fire vir die Here. Lukas 24, daai gedagte wat posvat by die Emmausgangers is nou my realiteit. My hart is nou brandend in my vir die waarheid en die lieflikheid van die Here. God se vuur het my nou letterlik aan die brand gesteek. Dit beteken nie dat ek nou meer godsdienstig en vroom is. Dit beteken dat sy kragdadige heerlikheid, sy karakter en die lewe van sy seun brand in my binneste. En omdat daardie lewe in my binneste brand, maak die somme klop. Want Jesus sê, hey, onthou dit. Nou is julle getuies van die koninkryk van die hemele. En as sy seun in my gewederbaar is deur vuur van bo, deur die krag van die Heilige Gees, is ek nou gewederbaar en binne in my tempel is die Heilige Gees. En daardie Heilige Gees is 'n getuie van die koninkryk van die hemele. Dit openbaar God se realiteit. Want as daardie waarheid in my kom, herhaal ek dit net weer, is ek brandend vir God se roeping tot heiligmaking. Dan wil ek daardie roeping uitleef. Dan wil ek met 'n skoon hart, 'n skoon gewaste gewete, gereinigde hart, 'n nuwe lewe hê waar die Gees wat brandend is, die heilige afgesonderde Gees van God nou binne in my kom woon. En daardie lewe van God, daardie vuur van bo, steek my aan die brand. En daardie aan die brand steek, moet jy verstaan. Omdat God 'n verterende vuur is hy heilig. En bring daardie aan die brandsteek hart 'n verlange na heiligheid, na skoongemaaktheid. Nou leef my hart skoongemaak in 'n roeping van heiligmaking. Nou jaag ek heiligmaking na waar sonder niemand God sal sien nie. Nou kan ek heilig wees omdat God heilig is, alleenlik omdat Jesus die nuwe lewe en die krag is wat my gewederbaar het en die vuur van God uit die boonste, uit die hemelse plekke gekom het en my hart aan die brand gesteek het. Ek is nou 'n teenwoordiger, 'n verteenwoordiger, 'n gesant, 'n ambassadeur van die vuur, van die heiligmaking van die Here. Ek is nou skoon gebrand, ek is nuut gemaak. Ek is nou uitgestuur in die wêreld met 'n hart vol van liefde. Ek reageer en beweeg nie meer met 'n hart en 'n gees van vreesagtigheid nie. Het jy gehoor dit? Ek beweeg nou nie meer met 'n hart en 'n gees van vreesagtigheid nie.
Nou kom ek vra net gou so 1 of 2 vragies voor ons klaar maak vanoggend. Kan jy dit wat ek nou alles verduidelik het net wegtrek en sê, okay, alright, ek kies nou om vurig vir die Here te wees. Ek gaan 'n doelbewuste besluit neem en ek gaan nou vurig vir die Here wees. Ek herinner aan julle aan wat Jesus gesê het in Lukas 24 vers 49. Hy het vir sy volgelinge gesê, net voordat hy opvaar hemel toe sê, bly in Jerusalem totdat julle met krag uit die hoogte toegerus gaan word. So die vraag is, wat kom uit die hoogte uit? Jesaja profeteer al hier oor wat uit die hoogte uit sal kom, en dit nou gaan al die somme ook weer eens klop, want Jesaja 32 vers 15 sê, totdat 'n gees van bo af uitgestort word oor ons, totdat 'n woestyny 'n vrugteboord word, en 'n vrugteboord as 'n bos beskou word. Ek het lanklaas in my lewe net so pragtige, kosbare teksgedeelte gelees. So wat dit sê is, moenie eens probeer om te sê, luister hier, kom ons verander net gou ons ritmes, en ons gaan nou net meer vurig vir die Here wees nie, en daai vurigheid beteken, ek gaan nou meer Bybel lees, ek gaan nou meer bid, en ek gaan meer dit en dat doen. Al die dinge is resultate wat uitspeel, maar ek gaan jou weer sê, daardie vurigheid en daardie lewe is 'n krag wat van bo af kom en jou toerus. Dis wat Jesus ook verklaar het. En as jy dit mooi verstaan wat ek nou alles verduidelik het, het jy Christus nodig om daardie brand aan te steek met 'n vurige hart deur sy gees van waarheid, deur die gees van Christus. Dis deurslaggewend. Maar wat vir my Jesaja so mooi maak is, dat wanneer daardie lewe van Jesus, wanneer daardie lewe van die gees nou vurig uitgestort word in jou hart, verander dit 'n woestynny, 'n onvrugbare, sondebevulde, donker, duisteragtige hart en lewe, verander dit in 'n vrugteboord. Bedoelende, nou kan ek waarlik die geestelike vrug van die gees dra, die volheid daarvan. Maar weet jy wat doen hy? Verander nie net 'n individu in 'n vrugteboord nie, hy verander 'n klomp individue wat nou 'n vrugteboord is, verander hy vrugteboord in 'n bos. Met ander woorde, die aansteeklikheid van hierdie vuur is so enorm, dat ons groei en groei en groei en groei en groei, neem toe, en hierdie vrugteboord raak 'n vrugtebos. Dit word as 'n bos beskou. En ek beleef regtig in my hart, dit is wat ons gemeente moet hoor. Jy moet nie net 'n individuele dingetjie uitsort sodat jy okay is nie. Die roepstem is dat wat Jesus bevestig in sy tussentydperk, dat voor hy weer opvaar hemel toe in daai 40 dae is, dat hy oor en oor bevestig, ek is hier en julle gaan nou uitgaan vir die koninkryk van God, van die koninkryk van die hemele. Die vuur gaan kom. Julle het krag nodig, julle het 'n brandende hart nodig, julle het heiligmaking nodig, julle moet skoon gebrand word. En wanneer julle dan skoon gebrand word en die karakter van my seun binne in julle sal woon, sal 'n woestynny verander in 'n vrugteboord en 'n vrugteboord in 'n bos. Want dit is bosse wat ons moet laat groei in ons dorp, wat vrug dra. Die vrugte van 'n vurige bekering. Nou is ons getuies. Nou is ons vurige getuies as gevolg van die gees van waarheid wat soos tonge van vuur op ons tempel kom rus het. Nou is ek 'n vurige getuie van God se koninkryk. Ek is 'n vurige getuie van sy heiligheid. Ek is 'n vurige getuie van God se krag, van sy suiwerheid, van sy oordeel en van sy teenwoordigheid. Alles wat ek reg aan die begin van hierdie boodskap genoem het, wat vuur in die Bybel simboliseer van wie God is. God wat 'n verterende vuur is. Maar die getuienis is ek nie net aangaande die vuur van wie God is nie, ek is ook 'n getuienis aangaande wie Christus is. Want in Lukas 24 sê Jesus, wanneer die krag van bo uitkom, sal julle uitgaan en julle sal 'n getuie wees van my lyding. Julle sal 'n getuie wees van my kruis, van my opstanding. En julle sal 'n getuie wees dat net in my naam is daar ware repentance. Maar ook vergifnis, 'n nuwe lewe. 'n koninkryk wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. Liefde wat hierdie wêreld nog nooit ervaar het nie.
Deurbrake wat jy nog nooit self kon bewerkstellig het nie. En vrug wat gekom het om te bly. Wat 'n lieflike geur het. En wat die hart van oorloop. Dan sê die Here Jesus, as jy dit verstaan, sal jy graag 'n bos, 'n vrugteboordbos wil wees in jou roeping, nie net as individu nie, maar ook as gemeente. Want dan sal julle na al die nasies toe gaan en julle sal iets doen. Julle sal verkondig en julle sal getuig. Ons sal verkondig en dit beteken to proclaim it. En om te proclaim, om dit te verkondig, beteken letterlik, jy sal jou mond moet oopmaak. Ons kan nie net sê, dis alright, ek kan op my bank sit in stilte en ek hoef nie 'n woord te sê nie en ek sal dit proclaim. Ek herinner jou wat Romeine 10 sê, hoe sal hulle dan hoor as niemand gestuur word nie? Hoe sal hulle gestuur word en hoe sal hulle hoor as niemand dit predik of verkondig of getuig nie? Hoe lieflik is die voetspore van my verkondiger wat op die heuwels die goeie nuus van God uitdra. En dis die roeping dat die vuur van bo moes kom. Dat die vuur van God uit hemelse plekke moes kom en daardie dag die bovertrek vervul het, sodat die evangelie in verskillende tale gehoor kan word. En jy het Afrikaans in jou mond, en dalk Engels, en dalk 'n ander taal wat die Here in jou mond gesit het. En wat ons vir die Here moet vra is dat hy daardie taal en daardie begeerte en die evangelie in my taal brandend in my hart aan die brand sal steek, sodat mense in 'n Mamasbury dialek, dis 'n braai dialek, nee, dat ons die evangelie sal gaan verkondig, nee, braai hom uit, hier in Mamasbury. Laat die in jou dialek, in jou omgewing, in jou taal, in jou werk, in jou huis, laat die lieflikheid van die evangelie brandend in jou hart wees. Want jy sien, daar was een ding wat in die Shavuot uitgestaan het, met die volgelinge wat met vuur van bo gevul was. Hulle tempel was nou aan die brand met God se teenwoordigheid. The joy of the Lord was their strength. Die vreugde van die Here. Maak nie saak wat die Here gevra het nie, want in hulle knegskap het hulle besef, wat hy vir my ook al vra is my nooit te swaar nie. I will follow him. En ek sal uitverkoop wees met 'n vreugde en 'n verlange vir dit wat God van vra. Dan sal die belofte van bo kom, het die Here gesê. En hy het hulle kragtig vervul. Hy het hulle toegerus. En hulle was nooit weer dieselfde nie. 'n nuwe wêreld het gekom. 'n nuwe lewe. Nuwe brandende harte. En weet jy, gaan kyk jy selfs ten slotte na daardie apostels se lewe, dan sien jy selfs wanneer hulle tot sterwe gekom het, was hulle harte steeds vurig vir die waarheidsboodskap van God se heerlikheid. Nou wat van ons nou? Dis Shavuot, dis Pinkster. Ek kan nie aan 'n beter timing dink vir God om vir ons as gemeente te sê, verander van 'n woestynny na 'n vrugteboord, van 'n vrugteboord na 'n bos toe, alleenlik wanneer die Gees van bo kom. Want wanneer die Gees van bo kom, sal hy julle aan die brand steek en sal hy julle heilig vir God se glorie. Dan sal jy daardie heiligmaking en daardie suiwerheid van God se woord najag. Nie net sodat jy persoonlik God sal sien nie, maar sodat jy getrou sal wees aan die roeping om 'n getuie en 'n verkondiger te wees met 'n brandende hart vir die evangelie van God se redding. En dat jy sal uitgaan in die strate van jou bestaan en dat die vurigheid deur jou proklamasie sal vloei in die wêreld in. En al dink ek wat ons vandag as 'n gemeente moet bid hieroor is, Here, suiwer my individueel, maar Here, suiwer ook ons gemeente. En dan dink ek moet daar 'n verlange by ons gemeente kom om dan te bid en te sê, Here, suiwer ons met u heilige vuur. Want as God 'n verterende vuur is, haat hy onreinheid. En gaan hy onreinheid en alles wat daarmee gepaard gaan wegbrand. En moet jou sonde en jou ongeregtigheid en jou sondige gewoontes met sy begeerlikheid waar ons verlede week gepraat het, jou pla. En as dit jou pla, moet jy dit repent en toelaat dat die heilige vuur en die waarheid van God dit skoonbrand en wegneem.
En dan dink ek moet ons vir die Here vra, laat ons harte binne in ons brandend wees, omdat ons die opgestane Here van ons lewe, Jesus Christus, nie net ontmoet nie, maar omdat hy en sy karakter en sy natuur in ons aan die brand gesteek is. En dan moet ons vra dat daardie vuur vir God se koninkryk in ons hart sal bly brand, omdat die Here teenwoordig is in ons lewens deur die Gees, die heilige, afgesonderde Gees van waarheid. En ten slotte sal ek graag wil vra dat ons gemeente moet bid vandag. Help ons asseblief, Here, help ons asseblief om in heiligmaking in die vuur van u Gees en in die krag van u Gees te bly wandel. Ek dink hier is genoeg dinge vir julle om bietjie te gesels oor hoe lieflik die vurigheid van God se heilige teenwoordigheid is deur die koms van die belofte van bo en hoe dit ons dwing en dring as getuies van daardie selfde waarheid op hierdie datum en dag vanoggend. Die Here seën julle asseblief. Bid hierdie laaste paar gebedsake wat ek nou op die skerm sal sit, bid dit ook saam deur vir ons gemeente en vir ons huiskerke. Die Here seën julle in Jesus se naam. Totsiens.